Hi, welcome back. You are watching PAX UCC television. Never miss a moment. Please consider subscribing and liking the video. Together, we will spread the gospel. Enjoy the video. Lord, I believe. All things are possible. Goeienaand familie. Welkom by ons eerste of tweede dag van ons heilige weekreis waar ons gaan kyk na the road that led to the cross. This week, the road to the cross has more than one meaning. The road to the cross means that it's a time for me and you to reflect on our lives and to take a few steps back if needed, to go and pick up the cross where we have left it. But the road to the cross is also a time where we will literally look at the road that Jesus had walked for me and you. Auntie Mon, daar's 'n lied wat lei gesang 330
God sê, gee my jou hart, my kind, want daarin het ek lus. Jy kan tog nêrens vrede vind as by my alleen is rus. And this song comes to me and you tonight on the first night of our Holy Week. And God invites me and you to give our hearts to Him so that He can dwell within it, because He wants to give us the rest that our souls so long for. Ek gaan vra vir so 'n sagte digter en dan gaan ek vir die ou die vra om vir ons te lei in gebed. Kom ons word stil voor die Here, Almagtige, God van hemel en aarde. Ons kom en buig ons voor U. Here, ons erken, Here, hoe groot en magtig en heilig U is. Ja, en ons Vader, die heelal bevat U grootheid. Vader, daarom kan ons vra, Here, is daar nie enige iets wat met U vergelyk? Niks, Here. Ag, Here, daarom, Here, staan ons en ons sit aan U voete. Here, ons kyk op en ons vra, Here, waar sal ons hulp kom? Ons hulp is dan van U, Here, wat hemel en aarde gemaak het. U wat mooi vervaar die werke van U hande. Ja, Here, ons Vader, U hou alles in stand tot in alle ewigheid. Daarom, Here, loof ons prys U, ons eer U, Here, dat ons so 'n magtige God kan aanbid. Ag, Here, Jesus, ons staan magteloos, Here, as U nie met ons is. Maar ons weet, Here, U beloof is by, Here. Ek ondersteun, Here. Ek sal U nooit begewe of jy verraad. Ag, Here, ons weet U is nie in vrees, maar in gees. Ag, Here, daarom ons vra ek, Here, ons begin, Here, 'n week van gebed, Here. Ag, Here, ons kom, Here, en ons sê vir U dankie, Here, vir die Seun Jesus Christus. Ag, Here Jesus, vir hom was dit nie maklik, Here. Here Jesus, maar hy, Here, het volhard tot die einde. Here Jesus, maar ons is nog in die stryd. Daarom, Here, ek gesê, Here, ons stryd is nie teen vlees en bloed, soos myne was. Daar was nie bloedvergieting nie, maar teen die bose magte. Ag, Here, maak ons goed. Maak ons goed, Here. Ag, Here, ek weet, Here, U self gesê, dat U bewaarder van Israel slynger of slaap nooit.
U is by ons. Ag Here Jesus, daarom gee ons Here daai dryfkrag, Here. Here Jesus, om die aangesig geduldig te soek. U sê dan soek my terwyl ek te vind is. Roep my aan terwyl ek naby is. Ag Here, daar gaan tye kom wanneer ons staan roep, maar ons sal geen antwoord kry nie. Maar U is nou nog by ons om te antwoord. Here Jesus, daar is nog so baie siele, Here, wat moet gered word. En daarom, Here Jesus, vra ons, Here, gaan nie een verby nie, Here. Gaan nie een verby nie. Here, ontmoet elkeen op die plek waar hy is, Here Jesus. Want U oog deur kruis die aarde. Here Jesus, daar is niks vir U verborge. Daarom, Here Jesus, U sien alles en U weet alles. O Here, hierdie byeenkoms wat ons vanaand het, Here, ons nooi in. Ons nooi in, Here. Ag Here Jesus, weg van die gewone en gekruisigde. Here, kom ons stil word voor U. Here Jesus, dat ons duidelik U stem kan hoor. Ag Here, vir hom, Here Jesus, wie vanaand wil gebruik. Ek weet, Here, hy, Here, het voor U gekniel. Here, verlei. Ag Here, ek vra, Here, dat ons nie na hom kyk nie, Here, maar elke woord wat hy sal spreek. Ag Here, ek weet, Here Jesus, U is met hom, en U sal ons duidelik hoor wat U wil hê ons moet doen. Vader, help ons, Here, dat ons te hoor, van ons aan kinders is. Here Jesus, ons elke woord ter harte sal neem. Ag Here Jesus, kom Here, kom Here, kom doen U werk. Here, ons wil van die plek af weggaan, Here, as ons het gevoel het, U het met ons gedaan. Asseblief, Here, kom doen die wonders, want U is die wonderman van Golgotha. Deur U wonder het daar vir ons gewees. Vader, ons sal ook nie nalaat die gebied wat U is, ons geloof U vir ons. Wanneer jy nog bent, moet jy so saam word. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U wil kom. Laat U wil wees, soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons skuld, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. En lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Family, let us now do the call to worship. Today we gather in the name of the one who calls us into being. We gather in the name of the one who comes, not to be served, but to serve, and give his life so that we may live. We gather in the name of the one who continually embraces us in sacrificial love. We gather in the name of the God, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Familie, mag maar sit. Ek gaan vra dat ons net nog so 'n liedjie sing. Ek kan nie self insit nie, die mense wie gister aan die was, weet jy, ek het gister geen maniere gehad nie, so toe maak ek gou weer my stem seer. So, as jy so voel, sit asseblief 'n liedjie vir ons in voor ons gaan na ons skriflesing. Ons skriflesing is opgeteken in Psalm 36 vers 5 tot 11. Psalm 36 vers 5 tot 11. Kan ons asseblief Hallelujah.
Goeiemôre broers. Ag, goeienaand. Goeienaand broers en susters. Ek moes net 'n bietjie ek het nou dit uitgevind. Die oë is besig om te gaan die letters gaan nou baie kleiner, Suster Celestie. So ek moet nou opgaan. Kom ons staan vir die lees van Gods woord. Ek lees vir u uit die 1983 vertaling. Psalm 36. Selfs as hy gaan lê, dink hy nie kwaad uit. Hy bly op 'n pad wat nie reg is nie, wat sleg is, verwerp hy nie. Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat u spreek tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here. Hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mense wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van u goedheid. U is die bron van die lewe. Deur u lig lewe ons. Laat u liefde bly by die wat u erken en u trou by die wat opreg is. Dit is die woord van die Here. As I prepare to do the charge tonight, let us just take a moment and we reflect on our day. Loving and good God, I come to you tonight as a humble servant. I come to you as someone who knows that all things I know and all things is possible through you. Here ek vra dat u nou in my skoene sal staan, dat u my mond van klei sal aanraak. Verander my gedagtes na u gedagtes. Spreek met my as bereikende Christus. As my instrument so u kan die blaaswerk doen en ek sal speel. Ek bid dit in u naam alleen met baie danksegging. Nou goeienaand familie, welkom by aan 2 van ons heilige week. Dit is inderdaad 'n eer en 'n voorreg om saam met u te vergader, weer eens rondom die woord van die Here. My tema vanaand is Under His Wings. En dis 'n lied wat die senior koor sing. So terwyl ek my voorberei, gaan daai solo gedeelte heeltyd deur my kop en ek sê en vra myself, is this question relevant to us as Pakkelsdorp? When I ask, where do we find shelter in times of need? Psalm 36 presents a powerful contrast. In the opening verses, verse 1 to 4, the psalmist reflects on the depth of the human sin and the wickedness. But then when we come to the verse that we have read, verses 5 till 11, there's a drastic shift from the darkness of the human corruption. We change to the image of God's character. It is as if the psalmist is lifting his eyes from the brokenness of the world and fixing it on the unchanging goodness of God. And tonight we will focus on this passage, which reveals who God is and how He invites us to live. Die Psalm begin met 'n poging om die onbeskryflike te beskryf. Nou dit klink lekker.
om die onbeskryflike te beskryf. Dis 'n oksimoron as jy nou 'n woord sou wil gebruik om dit te beskryf, wat beteken 'n direkte kontras. God se liefde is nie klein nie, dit is nie beperk nie, dit is nie voorwaardelik nie, dit strek vanaf hier tot in die hemel. Sy trou reik tot op die wolke. Dit is 'n poëtiese manier om te sê dat God se liefde onmeetbaar is. Dit is buite die menslike begrip. Kyk net, hoe kom hy op 'n nederige ou donkietjie in 'n plek wat hom in die eerste plek nie wou hê nie. Hoekom wou hulle hom nie hê nie? Want hier is iemand wat nou my geld van my af weg gaan neem. Want die skrifgeleerdes in daardie tyd het baie geld gehad. Hulle was die ryk mense gewees. Because people had to come to them when they needed someone to teach them something about God. And here comes this person who was born in a stable. So he comes now to this place and he wants to take what I own. Die psalmis gaan voort en dit sê, u geregtigheid is soos die hoogste berg, u reg is so groot soos die groot diepte. Hier sien ons beide stabiliteit, maar ook misterie. God se regverdigheid is vas en onwankelbaar soos 'n berg, terwyl sy oordeele diep en bo ons volle begrip is soos die oseaan. Wat beteken dit vir ek en vir u? Dit beteken dat God se karakter betroubaar is. In 'n wêreld waar mense vals is, sisteme ineenstort en beloftes verbreek word, bly God konstant. Kyk gou mooi, ek het dit nou van tevore genoem, Jesus begin sy bediening as 'n nederige, want hy kom op 'n plek waar mense nie 'n koning sou verwag nie. Dan maak hy sy misterie, sy triomfante intog in Jerusalem weer eens as 'n nederige. Die styl is consistent. Jesus is die koning bo konings, maar nogtans het hy nie dit na kop toe gaan nie. Hy het eerder sy disippels se voete gevas. God bly konstant. Sy liefde wankel nie te midde van die omstandighede waarin ons onsself bevind. Sy getrouheid is nie afhanklik van ons prestasies nie. I want to repeat that. Sy getrouheid is nie afhanklik van ons prestasie nie. So ongeag wie jy is, ongeag waar jy jouself bevind, dit maak nie saak hoe getrou jy aan u gaan wees. Die konsep is, God bly getrou. Dit is veral belangrik wanneer lewe onseker voel, wanneer ons voel dat ons nie die Here se hand kan opspoor nie, moet ons in sy hart vertrou. Ons moet vertrou dat sy liefde is hoër as ons twyfel, dat sy getrouheid is dieper as ons vrese. The second thing that this passage is showing us is that God's preciousness is His steadfast love. In verse 7, the tone suddenly changes. It becomes more a deep and personal reflectance of what God is. God's love is not only vast, but it is precious. It is something that can be treasured. It is something that is valued. The psalmist uses this image, the image that I use there. It is almost like birds that is sheltering on the wings of their parents. An image of protection, intimacy, and care. To take refuge
in the shadows of God's wings is to trust Him completely. It is to come to Him in times of fear. It is to come to Him in times of weakness. It is coming to Him in our times of uncertainty, knowing that He cares and He will cover us. In our lives, we often seek refuge in many other things. We seek refuge in our statuses, in our relationships. We seek refuge in the material things of life. But none of these things can really provide us shelter like Jesus can. Die Here se getrouheid, die Here se skeiding wat hy aan ek en u bied, is die enigste wat onwankelbaar is, wat nooit in kan gee nie. Die derde ding wat hierdie teks vir ons uitwys, is die oorvloed van God se voorsiening. God is nie 'n voorafgeleë voorsiener nie, wat net genoeg vir ek en u gee. Hy is 'n vrywillige gasheer. Iemand wat gee veel meer as wat ons nodig het. Wat mense na sy feesmaal nooi, want daar is meer as net genoeg. Daar is 'n oorvloed in sy huis, meer as genoeg, oorlopend voorsien die Here. Die frase in vers 8 sê die volgende: riviere van vreugde, wat suggereer dat daar vreugde is. Daar is 'n verwrikking en 'n tevredenheid in God se voorsiening. God voorsien nie net aan ons behoeftes nie, maar hy vul ook ons lewens in met sy goedheid. Vers 9 verklaar, waar by u, want by u is die fontein van lewe, in u lig sien ons lig. Ek wil weer uit vers lees, dit sê, want by u is die fontein van lewe, in u lig sien ons lig. Nou, dit is waarskynlik een van die diepste stellings wat ek vandag raak gelees het. Ek het van Ligen gesê, jong, my preek nou vas. En dis so nou by die gedeelte kom, want hoe sien jy lig? Deur die Here se lig te sien. Die rede wat die teks vir ek en u suggereer is dat God, die bron van lewe is self, alles wat werklik leef en alles wat werklik floreer kom van hom af. Dit sê dat hy is nie net die bron van lewe nie, maar hy is die bron van begrip ook. Want die begrip beteken dat ons die lig sien, juis deur sy lig. Wat dit sê is, die wêreld, selfs in sy wysheid, weet nie wat die lig is, selfs sonder om die lig in God te sien nie. So what does this mean to me and you? If me and you do not have a relationship with God, we will not truly see what light is. We will see a reflection of what light is, but we will not see the true light. Sy teenwoordigheid verlig ons pad. Dit gee betekenis vir ons lewens. The psalmist turns the scripture into a prayer. Having reflected on God's character, he asks God's continuous love and righteousness. God, or the psalmist, tries to show me and you that the love and the dependence on God is a continuous thing. We will never be able to not depend on God. Like a baby chick depends on his mother while his feathers
is still developing, so me and you always will depend on our Father. Because without depending on our Father, it will be like the chick when it floats on the water. The water will... Die waterfamilie moet gou Afrikaans maak. Sorry. My Engels het nou opgeras. As 'n eend kleintjie in die water ingaan, dan raak hy vere nat. En wanneer die vere nat is, dan is dit so goed soos hy sink man. So is dit ook ek en u familie. If we don't depend on who God is, there will come a time in our lives that we will see it. We will never outgrow the need for His grace in our lives. Every day we need His love because it sustains us. His righteousness, we need it to guide us. And we need His presence to strengthen us. Psalm 36 vers 5 tot 11. Nooi vir ek en vir u uit om bo die gebrokenheid van die wêreld op te hef en die grootheid van die Here te aanskou. Die teks herinner vir ek en vir u dat God se liefde is groot en onveranderlik. Dit wys vir ek en u dat God se sorg intiem en beskermend is. Dit wys vir ek en u dat God se voorsiening in oorvloed en bevrediging is. Dit wys vir ek en u dat God se teenwoordigheid vir ek en vir u die lig van die lewe is. Nou familie, ons het verlede jaar het ons gekyk na die gedeelte, kyk ek wil 'n nuwe ding doen. En ek dink ons kyk waarskynlik nog steeds aan die teks in Jesaja 43, 18 en 19. En ek stel myself toe voor, toe Jesus nou in Jerusalem binnekom, en die mense wat vyandig begin optree teenoor hom. Want soos ek genoem het, die Here het, of Jesus het dinge kom doen wat daai skrifgeleerdes, die ryk mense nooit van tevore kon doen nie. Maar ons weet dat wanneer ons verder gaan in die teks, dan sien ons dat op Goeie Vrydag het die mense se siening totaal en al verander. It had to change because we all saw that the light of the world has really come. Maar die ironie is dat die lig het gekom toe alles begin donker word. Toe dit donker word in die wêreld het ons besef, maar die lig het eintlik al reeds gekom. So wat sê dit vanaand vir ek en vir u? Pakkelsdorp het die lig nie al reeds gekom, maar ons is te besig om vas te kyk na 'n lig wat 'n refleksie van die lig, dat ons begin vergeet het dat die Messias eintlik al lankal gekom het. Isn't it time that me and you change our perspectives and change the way we look at certain things? Die lig het gekom. The light has come. Hoe moet ek en u van hier af vorentoe reageer as ek wil begin skryf? Eerstens word ek en u opgeroep om in God se liefde te vertrou. Dit beteken om in hom te vertrou ongeag dit wat ons in die gesig staar. Dit beteken dat ons rus kan vind in die versekering dat sy liefde groter as alles is. Tweedens word ons genooi om by hom skuilings te soek. In plaas daarvan om tydelike sekuriteit staat te maak, moet ons skuilings vind in sy vlerke, under his wings. Derdens
word ons aangemoedig om in sy lig te leef. Terwyl ons met God wandel, verlig hy vir ons die pad en transformeer ons begrip. Dan sal ons werklik sien, kyk, ek wil iets doen, maar dit gebeur by ek en u wat in sy lig leef. Laastens word ons herinner daaraan om voortdurend te bid vir sy genade. Om voortdurend te bid vir sy beskerming. Mag ons vanaand familie met die eerste aand van ons heilige week hierdie waarheid in ons harte dra, dat ons genooi word om te woon in die teenwoordigheid van God. Die God wie se liefde onbeperk is. Die God wie se getrouheid onwankelbaar is. Die God wie se goedheid elke verlange van die siel bevredig. Under his wing, that is where we should find our shelter, our refuge, our home. Amen. Kom ons sluit met die woord. Heavenly Father, how great thou art. Tonight, dear God, on the first night of our home week, we bring our broken relationships with you and with our brothers and sisters before you. Dear God, tonight we pray that it be restored. Father, we pray against any and all might and forces which will strive to break it again. Give us our daily bread and forgive us for our sins. We come to you and pray for the restoration of the family of God, that we may become brothers and sisters again. This I pray in your name and your name only. Amen. Familie, kan ons net weer so 'n koortjie kry asseblief?
uit die gesang Nailed to the Cross, en dit spreek nog steeds in hierdie gedagte. Jesaja 53 vanaf vers 4 tot 5. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dan kom, en dan sing ons seniorkoor, hierdie sang wat geskryf word deur Graham Taller, Nailed to the Cross, I will leave them all there, no more up on me, in the weight that would crush me lay, for in Jesus, my Lord, were they nailed to the cross, were the price of redemption he paid. They are nailed to the cross. They are nailed to the cross. How much was he willing to bear? With what anguish and loss, Jesus went to the cross, and he carried my sins within me. Wanneer is die oomblik is, dan besef ons dat hy al ons sondes wat gepleeg is en wat nog gepleeg moet word, neem hy na die kruis. Broers en susters, ons het verneem van die afsterwe van Suster Rita Douglas. Daar is nog geen amptelike begrafnisreëlings nie. Op die oomblik het ek tentatief dat het volgende week, die komende week, die week van die 11de April sal wees, en indien daar roudienste sal wees, sal dit aan u gekommunikeer word. Dan herinner ons dat ons dienste nog vir die week sal plaasvind om 7. Donderdag is witte donderdagdiens, wat gepaard sal gaan met die heilige avondmaal. Vrydag begin ons goeie Vrydagdiens om 8:00, maar eers ook herinner, dat is ook 'n diens waar daar geen kollekte opgeneem sal word nie. Ons opstandingsdiens vind plaas komende Sondag, dit is die 5de, om 9:00. Dit sal ook insluit weer die bediening van die heilige avondmaal, die ontvang van nuwe lidmate, as ook hoop. Volgende week is die beplanning van die krankennagmaal, so ons vra dierbares om asseblief die name aan die kerkkantoor deur te gee, as ook aan die diaken, die wyksdiaken, sodat ons die program kan opstel om die krankennagmaal te laat plaasvind. Dit is die komende week se uitkoms. Dan gaan ons hier volgende, ons uitgang gesang, voor die benediction sal wees, to God be the glory, great things he had done, so love he the world, that he gave his son. To God be the glory, great things he hath done, so loved he the world that he gave us his Son, who yielded his life and atonement for sin, and
Dear God, it is in times like these that I come to you and I praise you and thank you for the day that you have made. You have called us to come to your house so that we could be restored once again, so that you could speak to us. Dear God, as we now depart from one another, I pray that you would be with us, that you would guide us as we prepare ourselves for the crucifixion that you had to go through. Dear God, as we reflect on our lives, I pray that you would give us the guidance and the strength so that we could go back and pick up our crosses where we had left them. Here, dis in tye soos hierdie wat ons weer eens besef hoe stoflik ons is. Hoe min ons eintlik weet wanneer ons in u teenwoordigheid kom. Want ons besef dat u alles weet en ons maar eintlik net 'n gedeelte van u weet. Here, ek bid dat u vir ons genadig sal wees, dat u vir ons daaglikse brood sal gee, dat u vir ons sal vergewe vir die sondes wat ons daagliks pleeg. Here, ek bid dat ons met toeganklike harte elke aand hierdie week sal opkom, dat ons sal hoor dit wat u vir ons wil sê hierdie week. Here, u het gekom vir mense soos ons en daarom kom loof en ons kom prys u. Bid dit in u naam alleen met baie danksegging. Amen. Amen. Family, the benediction or the sing out is you will repeat after me. So I ask that you look on the screen, please. May God's blessings surround us. May God's love fill us. May God's peace fill us. And may we go straight us in this day. Amen. Thank you, family, for coming. See you all tomorrow, 7 o'clock.